Het jy al ooit na 'n webblad gekyk en gewonder wat regtig agter daardie woorde en prentjies aangaan? Wel, vandag doen ons presies dit. Ons gaan een skynbaar eenvoudige stukkie digitale inhoud heeltemal uitmekaar trek. Ons gaan die laag afskil om die dieper storie te ontbloot. Die storie van die inhoud, die data en die tegnologie wat alles aan mekaar bind. Kom ons spring weg. En hier is dit. Hier is ons stukkie DNS wat ons gaan ondersoek. Dit mag dalk net soos 'n klomp woorde lyk, maar hierdie is die titel van 'n video. Dis in Persies en dit lees Marate Sokhnarani Madariyat Sitres wa Afzaish Etemat Benafs. Vir ons vandag is hierdie teks die heel eerste leidraad, die beginpunt van ons hele ondersoek. So, dit bring ons by die groot vraag, né? Watter storie skuil nou eintlik agter hierdie paar woorde op 'n webblad? Hierdie vraag gaan ons gids wees soos ons dieper en dieper grawe. Kom ons begin en kyk wat ons kan ontdek. Eerste ding eerste, kom ons begin by die mees oogopenblikke element, die inhoud self. Wat is die belofte wat hier aan die kyker gemaak word? Want elke stukkie inhoud aanlyn maak mos 'n belofte. As ons daai titel vertaal, word die prentjie dadelik duidelik. Dit gaan oor sprekervaardighede. Meer spesifiek, hoe om stres te bestuur en jou selfvertroue 'n hupstoot te gee. So, dis nie net sommer enige video nie. Dis opvoedigende inhoud, dis ontwerp om 'n baie werklike algemene probleem op te los. Dit bied 'n antwoord. Maar, en hier's die kinkel, hierdie video is nie alleenloper nie, glad nie. Dis eintlik net een klein stukkie van 'n baie groter legkaart. Die bronmateriaal wys vir ons hierdie is video nommer 6 uit 'n reeks van 59. So dis deel van 'n massiewe, gestruktureerde kursus oor persoonlike ontwikkeling. Dit gee alles dadelik soveel meer diepte. OK, so ons verstaan nou die wat, maar dit vertel ons nie die volle storie nie. Om die prentjie te voltooi, moet ons kyk na die wie en die waar. Ons moet kyk na die hele ekosisteem, die platform waar dit woon en die skepper wat dit gemaak het. Dink daaraan so, jy het 'n verhoog en jy het 'n akteur. Die verhoog, in hierdie geval, is 'n platform genaamd Apparaat, 'n groot videodeeldiens. En die akteur op daardie verhoog, dis die skepper, 'n opvoedkundige kanaal genaamd Faradars. Dis krities om hierdie twee uitmekaar te ken, want dit help ons verstaan hoe die inhoud by sy gehoor uitkom. Goed, tyd om nog 'n laag af te skil. En hierdie een is waar dit regtig sappig raak. Dis tyd vir die syfers, die data. Want getalle kan 'n storie vertel wat woorde soms nie kan nie. Kom ons kyk na die skaal en die betrokkenheid hier. Eerste, kyk na hierdie syfer. 66,900. Dis hoeveel volgelinge Faradars die skepper het. Dit sê dadelik vir ons, hierdie is nie sommer 'n klein ou kanaaltjie nie. Hulle is 'n gevestigde speler. Hulle het gesag. Hulle het 'n gehoor. Maar wag, dan sien ons hierdie getal, 739. Dis die aantal kykke op hierdie spesifieke video. Nou, hoe is dit moontlik? Jy het amper 67,000 mense wat jou volg, maar een van jou video's het minder as 1000 kykke. Op die oog af lyk dit dalk na 'n mislukking, maar die volgende stukkie data verander daai hele prentjie. En hier is daai deurslaggewende stukkie inligting. Die video is al 3 jaar oud. Dis nie nuwe virale inhoud nie. Dit probeer nie 'n kidstreffer wees nie. En daai bietjie konteks, wel, dit verander alles. Dit help ons verstaan dat daai 739 kykke glad nie 'n mislukking is nie. Dis 'n teken van iets heeltemal anders. So, as ons nou al hierdie syfers bymekaar gooi, wat is die storie wat hulle vertel? Dis nie die storie van 'n virale video nie, dis die storie van langtermynwaarde. Ons het 'n groot gevestigde skepper wat diep, spesifieke nisinhoud maak as deel van 'n reuse biblioteek. Mense kry nie hierdie video op dag 1 nie, hulle kry dit oor jare, presies op die oomblik wat hulle daai spesifieke antwoord nodig het. Die sukses word nie in dae gemeet nie, maar oor die langtermyn. En nou, vir die laaste en miskien die mees fascinerende laag van almal. Ons gaan nou onder die engine kap loer. Ons kyk na die onsigbare masjien wat die regte persoon op die regte tyd na hierdie presiese video toe bring. Diep weggesteek in die kode van die webblad kry ons hierdie, die tags of sleutelwoorde. En kyk net hoe perfek hulle die video se titel weerspieël. Toespraak, opleiding in openbare redevoering, selfvertroue, verhoging van selfvertroue. Hierdie goed is nie bedoel vir mense se oë nie. Dis digitale padwysers vir die soekalgoritmes. So, hoe werk dit alles in die praktyk? Dink so daaroor. Stap 1. 'n gebruiker het 'n probleem. Hulle wil meer selfvertroue hê. Stap 2. Hulle gaan soek vir 'n term soos gargarnalas die sag. Stap 3. Die platform se slim algoritme sien daai soektog en pas dit by die video se verborgde sleutelwoorde. En stap 4. Sien daar,
Die perfekte stukkie inhoud word afgelewer by presies die regte persoon op presies die regte tyd. Dis briljant. So, kom ons vat alles saam. Ons het begin met 'n eenvoudige titel en dit het vir ons die belofte van die inhoud gegee. Toe het ons die Skepper gesien, die bron van gesag en vertroue en die platform wat die verspreiding doen. Die data het ons nie 'n storie van 'n kitstreffer vertel nie, maar van diep langtermynwaarde. En laastens het die sleutelwoorde vir ons die onsigbare meganisme gewys wat alles aan mekaar werk. Elkeen van hierdie komponente vertel 'n stukkie van die groter storie. En dit bring ons by die punt van hierdie hele oefening. Elke enkele webblad, elke plasing, elke stukkie digitale inhoud wat jy sien, vertel 'n storie, as jy net diep genoeg kyk. Dis soveel meer as net dit wat jy op die oppervlak sien. So, die vraag waarmee ek jou los, is die volgende. Watter storie gaan jy volgende ontdek?